Goeiemorgen julle. Soos bietjie vroeg, maar as julle gemaklik is, kan ons begin. Welkom hier so by Houkruis. Ons is hier so om Bernardus Rudolf Duisel sy afsterwe te gedenk, sy lewe te herdenk, onthou wie hy was wel van julle. Namens myself, Houkruis se bestuur, Houkruis gemeente, ons graag ons jammer vir julle oordra, medeleiding oorgee, en 'n gemeente van my hartseer saam met julle deel. Dit was onverwags. Het is onverwags dat jullie skielik weg is, skielik weer met ons is nie. Dit maak het nie makkelijk nie, dit maak het moeilijk. En wat kan mens nog sê van soos? Hoe vind mens die antwoorde? Hoe vind mens die regte ding om te sê vir familie, vir vriende, vir geliefdes? Dat iemand 'n lewe gelei het wat nie maklik was nie. En skielik is hy weggeruk. En mens voel, wat was dit dan werd gewees? Wat was die lewe werd gewees? Maar dit is waar ek eerder kyk na Filippense. 4:8 sê Paulus, ons dink aan wat goed is, dink aan wat reg is, dink aan wat geloofwaardig is, dink aan dit wat eerbaar is, dink aan dit wat reg is, ek dink aan Rudy se lewe. As mens net vaskyk in die fisiese, gaan ons hartseer raak. Maar as ons begin kyk na die dieper dinge op wat hy voorgestaan het. Ek het vir Rudy Junior gesê, ek het 'n gesprek gehad met Rudy op die laaste keer hy is van die kerk was. Ek het dit onthou. En het het vertel van, ek kon optel hoe diep 'n liefde hy vir Jesus het. Ek het vertel van hoe hy mense al gebid het wat genees geword het. Dit is nie soos julle geweet het nie. En ek was so opgewonde om daai gesprek met hom te gehad het, dat ek hom lanklaas gesien op daai stadium. En ek was bly om bietjie met hom one-to-one, net voor die diens van te doen. En reg staan te doen wat sy hart is. Ek sal hom graag op 'n inkyk saam wil vat. Maar ons tyding is nie Here se tyding nie. Ons planne, Here se planne werk anders, en die lewe werk ook anders. Of ons Here volg, ons het geregtige lewe, of ons in die wêreld is. Die lewe is ups and downs, daar's maklike tye, daar's makliker tye, daar's moeilike tye. En almal gaan op 'n einde dag doodgaan. Waarvoor is ons dan hierson? Wel, ons is hierson om saam hartlik te wees. Saam die emosie te ervaar van 'n verlies. Hier is ons nie waar ons kan terughou en maak wat die seer maak. Dit maak seer. Niemand te verloor in jou lewe is 'n pynvolle ervaring. Dit is pynvol om maar deur te gaan. En ons is hier so saam om mekaar te ondersteun. Ons is hier om saam hande te vat. Dat ons nie net die negatiewe sien van dood, maar daar iets positief uitkom. Daar sal vandag geplant word wat 'n nuwe lewe bring. Dis nie familie wat weer geheg moet word. Dis nie bande wat weer reggestel moet word. Dis wat Rudy het graag sou wil gehad het. As ons skrif lees, Johannes 11 vers 25 tot 26. En dis Jesus wat hierso praat. Ek is ons opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy. En Rudy het dit geglo. Hy het geglo in Jesus. Ons weet waar hy is vandag. Ons laat ons saam staan, ons gaan 'n lied sing. Jou het gesê, Rudy gehou daarvan om te worship. Hy het gehou daarvan om te sing. En om die Here se naam groot te maak, en vandag dag ons van Rudy. Laat ons allemaal saam staan, terwyl ons die liedjie sing. Ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n dag. In die week ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wil selfs na die hemel opkyk. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wie is my sondaar genadig? Kortliks het die tollenaar so gebid:
paar woorde. Die ander skrif wat ek wil lees, Lukas 16 vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel sy ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daarin hom gelek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afdoen. Want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar hy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons kan kom nie. Toe sê hy: ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers wat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in die plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand uit die dood uit opstaan. En as ons terugkyk na Rudy se lewe, ek dink ons kan erken, dit was 'n swaar lewe. Hy het nie maklik gehad. En as ons by die oë kyk van 'n mens, is ons geneig om iemand te meet aan hoe hy lyk, klere wat hy aantrek, tipe werk wat hy het, tipe geld wat hy het, wat hy in die rekening het. Maar tog leer ons hoe God na mense kyk. Dit is ons onsself moet afvra. Hoe het God na Rudy gekyk? En hy het na Rudy se hart gekyk. Hier sien ons hoe God weet. Jy kan ryk wees of arm wees. As jou hart nie vir Jesus het nie, is jy verlore. En jy kan ryk wees of arm wees. En as jy vir Jesus in jou lewe het, as jy vir Jesus in jou hart het jy die ewige lewe. Dis 'n rykdom wat geen mens van jou af kan wegvat nie. As ons kyk na hoe die tollenaar gebid het, kort gebed. En ons kyk na hoe die fariseer gebid het, hoogmoedig, vir Here vertel hoe wonderlik hy is, hoe welaf hy is, hoe goed sy lewe is. En tog weet Jesus gerespekteer. Die een wat verstaan het wie hy eintlik is. Die een wat verstaan het, soos hier is vir ons. Het gaan nie oor wat ons het nie. Het gaan nie oor hoe geestelik ons klink nie. Het gaan nie oor hoe geestelik ons lyk nie. Maar wat in ons harte aangaan. Ek dink Rudy is 'n persoon wat vir ons uitgebeeld het wat in harte aangaan. Ons kan selfs blind staar in werkepartytjie. Ons kan self blind staar na mense se lewenswyse vanuit 'n finansiële perspektief van die swaar kry. Ons dink swaar kry, hoe kan jy as kind van die Here swaar kry? Maar tog sien ons hier, ons vertel Jesus self die storie van Lazarus. Uit Jesus se eie woorde, uit Jesus se eie mond uit, vertel hy van Lazarus wat swaar gekry het. 'n Swaar lewe gehad, van die begin tot die einde. En tog op die einde van die dag, Lazarus dood is en die ryk man dood is. Wie is waar ek en jy vandag sou wil wees? Lazarus. En so weet ons ook met Rudy. Hy het geglo in Jesus. Hy het geglo in die opstanding. Hy het Jesus in sy hart ingeneem. Hy het vir my vertel van die werk wat hy gedoen het in die naam van Jesus. Dit is met daai hart van blydskap ons kan weet waar die vandag is. En ek verstaan vir familie
Die pyn gaan daar wees, dit moet daar wees. Die pyn gaan net skielik weg met ons verstaan dat Rudy die ewige lewe ingegaan het. Maar dit verlig so 'n bietjie van die pyn. Dit maak dit bietjie makliker om te verstaan. Dat selfs 'n verstansie wat hier op aarde aangegaan het, hoe die lewe is onregverdig kan blyk partytjie. Dat party mense dit makliker het as ander. Tog by 'n van die dae is ons almal gelyk waar by die dood kom. As jy nie vir Jesus in jou lewe het nie, dan is die dood die einde. Dis die ewige dood. Maar as jy Jesus in jou lewe het, is die dood waar die ewige begin. Waar ons die tydelike opgee vir die ewige. Paulus verduidelik dit so, en hy sê, hierdie wat ons op aarde het, is die tydelike gedeelte. Dit is nie permanente nie. Wat ons hierso het, gaan verbygaan. Maar wanneer ons Jesus in ons lewens het, wanneer ons ewige lewe beerwe het, moet ons dit glo. En as ons by onsself wonder, maar is hoe die regtig die ewige lewe. Moet ek julle net gou herinner aan Romeine 8, vers 31 tot 39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dat God is vir ons. As 'n kind van Jesus is God vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe. Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, dat ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nie swaar kry nie, nie moeilike tye nie, nie engele nie. Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Dis met daai weet wat ons kan sê vandag, Rudy is ewige lewe in. Want hy het daai besluit gemaak vir Jesus. Hy het daai dag die besluit gemaak om Jesus se saak te doen. Werk kan partykeer skeefloop. Dit wat ons partykeer doen in ons dag tot dag, weerspieël nie noodwendig wie Jesus is nie. Maar Paulus sê self ook, dat dit wat hy wil doen, die doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen, die doen hy nie. Dis die oorlog tussen die vlees en die gees. Maar toch weet ons, soos Paulus iets sê, niks skei ons van die liefde van Christus nie. Dan die volgende vraag wat ons weer sukkel. Dis 'n moeilike vraag. Waar was God? Waar was God dan toe Rudy besig was om dood te gaan? Waar was hy gewees? Weet julle, Jesus het daai selfde vraag gevra. Weet julle dit? Jesus het self, toe hy aan die kruis gaan het, 6 ure later, roep hy uit, God, God, waarom het u my verlaat? Glo ons dat God hom verlaat het? Nee. Toe Jesus aan die kruis doodgegaan het vir my en jou, vir Rudy, het hy ook self gevoel, waar was God? Maar God was daar. God het gesien wat gedoen word. God het geweet wat die eternal plan is, sy permanente plan, sy ewige plan. Selfs met Rudy, weet God wat uit hierdie uit kan kom wat goed is. As ons hier gaan sit en net negatief is daaroor, en net gaan vaskyk na die negatiewe, hoe kan God het gebruik vir iets goeds? Hoe sal Rudy het wou gedoen het? Wat sal Rudy wou gehad het moet gebeur hierdie keer?
Ons onsself dit afvra. Watter goeie ding kan hier uitkom? Dood is ongelukkig een plek waar families forceer word om saam te kom. Partykeer vat dit tot by die dood, ek weet self. Ongelukkig vat dit tot dan dat families by mekaar kom. Maar dan het ten minste dan gebeur dat daar 'n eenheid gevorm word weer. Dat daar iets goeds daar uitkom. Maar dis 'n besluit wat elkeen van ons moet neem. Dis iets wat die Here kan doen nie. Dis iets wat Rudy verder kan doen nie. Daai besluit lê by elkeen van ons. Here, daar is vertroosting. Psalm 10 vers 17 tot 18. Hier is hoe God wil dit voel. U het die gesmeek van die hulpelose gehoor. Here, u gee hulle nuwe moed. As hulle nuwe moed nodig het, dit kom van die Here af. Nie van onsself. U verhoor hulle gebed. Of ons voel of ons gebed verhoor word of nie. Dit maak nie saak aan wie God is in ons lewens nie. Hy verhoor ons gebed. U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie. Die pyn is daar en het gaan ook vir 'n ruk lank daar wees. Wanneer iemand afsterf in die lewe gaan nie weer aan nie, soos normaal nie. Hoe kan dit ooit weer teruggaan na wat jy nog geken het? Maar laat elke dag 'n dag wees waar jy kan terugdink aan Rudy se lewe, die goeie. Nie net dink aan die negatiewe nie. Dink aan die hartseer en die pyn. Maar kyk aan die goeie wat in sy lewe gebeur het. Dink daaroor. Hou julle gedagtes daarop gefokus. Dat jy die blydskap kan ervaar van wat sy lewe beteken het. Dat daar 'n lewe uit dit kan kom, dat daai saad wat geplant is. Jy hoor sê, 'n saad, tensy hy doodgaan in die grond val, kan nie nuwe lewe voortbring nie. En ek vertrou die Here deur hierdie situasie, hierdie wat gebeur, hierdie hartseer, hierdie pyn, nuwe lewe gaan voortbring. Iets goeds gaan daar uitkom. Dit is moeilik om afskeid te neem. Dit is moeilik om afskeid te neem. Ons moet ook weet, daar waar Rudy vandag is, ons Jesus in ons lewens aanvaar en aanneem, glo wat hy gedoen het vir ons. Jesus het 'n plek vir ons ook gaan voorberei. Dis hy gesê het, hy gaan hemel toe sodat hy plek vir elkeen van ons voorberei, waarom ons glo. Vind vertroosting in die Here. Vind julle sterkte, vind julle krag in die Here. Vind dit mekaar, vind dit deur mekaar by te staan. Dit te gesels met mekaar. Dit te praat oor die goeie dinge wat in Rudy se lewe gebeur het. Dit te praat oor wie hy was vir julle. Praat met mekaar daaroor. Daai gesprekke. Dis wat sy te nagedagtes lewendig hou. By julle mekaar gesels oor die lekker dinge wat hulle saam gedoen het. Die goeie goed wat hy beteken het vir elkeen van julle. Ons sit so in sy woord. Vra die woord lewendig maak. Die saad wat nou geplant is, sal lewendige grond vind, sagte grond. Grond wat voorberei is vir nuwe groei. Elke familielid is so. Elke familielid wat in so 'n slag. Elke vriend die 'n nuwe werk in elke se lewe sal doen hier. In Jesus naam. Amen.